Liewe kinders van die Here, genade vir jou en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Here ons God en ons hemelse Vader, Here, ons is vanmôre so bevoorreg om hier in hierdie erediens te kan wees, om te besef dat U wag vir ons, Here. U het vanmôre 'n groot verwagting. Here, dit is vir ons wonderlik om daaraan te dink dat U, die drie-enige God, vanmôre opgewonde is, omdat U graag 'n woord het om vir U kinders te gee. Maar nie net hier in hierdie gebou nie. Dit is Sondag, dit is die dag van die Here, wêreldwyd, internasionaal. En kom daar miljoene mense vanmôre saam, en saam met die miljoene mense wat vanmôre aanbid. Here, aanbid ons ook saam met die miljoene wat reeds in die hemel is. En hemel en aarde sing vanmôre saam, en dan bid die een op die troon, en in die middel van die troon is daar 'n lam. Die lam wat geslag is vir ons sonde. Die lam wat ons herder is. Die lam wat regeer. Vreemd, Here, ons kan dit nie verstaan nie. Die wêreld verstaan nie hierdie soort regering nie. Want dit is 'n lammetjie wat geslag is, wat die wêreld regeer. Ons loof U, Here. Ons prys U. Seën ons nou met U woord, Here. Al die name wat vanmôre genoem is, hulle wat hartseer is, hulle wat bedroef is, raak vir hulle asseblief aan. Seën vir hulle met U liefde. O Heilige Gees, vertroos, want niemand anders kan vertroos soos U, o Heilige Gees, ons trooster nie. Open dan nou ook U woord vir ons, Here, hier in die kerkgebou en ook daar in die saal waar die kindertjies nou ook verder leer vanuit U woord. Ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Nou, liewe broers en susters, ons is ook besig in die gemeente met die Openbaring boek. So periodiek, so van tyd tot tyd neem ons 'n tema soos wat die Bybelstudie vorder weekliks oor Openbaring. Nou, ons is vanmôre gaan ons nou besig wees met Openbaring 7 en 8. In Openbaring 7 lees ons van die 144.000, dit is simboliese taal van die Ou Testament en die Nuwe Testament, se tydperk, die gelowiges wat in die hemel is, almal wat uitverkies is, die uitverkorenes. En ons het daar by vorige geleentheid daarby stil gestaan. Nou vanmôre, so die einde van hoofstuk 7, hoor ons iets oor hierdie 144 en hoe hulle daar rondom die troon is, maar dan gaan ons lees by Openbaring 8 oor die trompette wat begin blaas. Ons het reeds verlede jaar stilgestaan by die seël, 7 seëls wat oopgemaak word. Dit is God se raadsplan wat oopgemaak word. En na die 7de seël oopgemaak is, toe was daar so 'n stilte, en toe dog almal, dis nou die wederkoms, en toe begin daar trompette blaas. Genade tyd, nog 'n rukkie. Nou gaan daar nog 7 trompette blaas, voordat die 7 vuurbakke gegooi word op die aarde, wat alles dan gaan verbrand. Maar terwyl die seëls oopgemaak word, die trompette geblaas word, voordat die 7 bakke op die aarde gegooi word, is dit nie net hierdie dinge wat ons vanmôre gaan lees oor die wederkoms. Dit dui nie net op 'n periode wat een dag gaan begin nie. Met ander woorde, ons is nou hier, maar een dag as die wederkoms is, dan gaan die trompette blaas nie. En dit is belangrik om dit te verstaan. Want die seëls word nou reeds oopgemaak. Jesus het gesê, as julle hierdie dinge sien gebeur, weet dan, dit is naby, maar dit gaan mekaar opvolg, vinniger opvolg. En as ons vanmôre lees van die trompette wat gaan blaas voordat die koning kom, want die trompette wat blaas, kondig die koms van die koning aan. Koning Jesus is naby, die eerste trompet. Ons gaan vanmôre aandag gee aan die 4 trompette, 4 van die 7. Wanneer die trompet blaas,
dan kondig dit aan, koning Jesus is naby, maar saam met die blaas van die trompet, begin die oordeel reeds. Met ander woorde, God se oordeel, wanneer Jesus kom, wanneer hy die hele aarde gaan uitwis, die oordeel gaan daar wees, maar wanneer die trompette blaas, dan begin God alreeds die oordeel laat voltrek. So wat ons nou sien en hoor, ons hoor die koning kom, maar terwyl ons hierdie mooi lied hoor, die koning kom, begin God oordeel. Die oordeelsdag se teken sien ons, maar dit is alreeds die begin van die oordeel, en is die begin van die koms van die koning. So ons moet net die twee goed saam lees, en dan lees ons nou vanmôre ons skriflesing by Openbaring 7 vanaf vers 12. Dis nou hierdie 144, hierdie groot menigte het na die grond toe, op die grond geval en het God aanbid, en dan vers 12, en gesê, Amen. Dis 'n respons. Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God, tot in alle ewigheid. Amen. Een van die ouderlinge vra toe vir my, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom, maar u weet. Hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hoor jy daar? Hierdie gesprek vind nou in die hemelplaas. Wie, tussen hulle en Johannes en die engel, Jesus. Maar wie is hierdie mense met die wit klere? Hulle kom uit die verdrukking. Waar is die verdrukking? Op aarde. Iemand agter die ysgetrok gordyn het nou onlangs gesê, hy weet nie wat gaan aan met Suid-Afrika nie. Want die verdrukking het nog nie gekom in Suid-Afrika nie. Hoekom spaar die Here dan nou? Hoekom gebeur die groot dinge nie nou in Suid-Afrika nie? Want daar waar die verdrukking is, waar hulle doodgemaak word vir die evangelie, daar groei die evangelie. Ons is, kan ons sê, bevoorreg, maar hulle met die wit klere is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Hulle kom van die aarde af. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. Hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger wees nie, en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie brand nie, en 'n hittegloed ook nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees. En hulle sal na die fonteine met die water van die lewe lei, en God sal al die trane van hulle oë afdroog. En dan lees ons hoofstuk 8 vanmôre van die eerste 4 trompette. En dan begin die trompette blaas. As hierdie sewende seël oopgemaak word, dan blaas die trompette. Toe die lam die sewende seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom. Ag, nou net so, daarom ook om 'n lig te luim. Daar's baie verklaringe van hoekom daar nou 'n halfuur stilte in die hemel was. Maar die mees vreemde een wat ek nog gehoor het, is iemand wat eendag gesê het, ja, dit moes eintlik 'n uur gewees het, maar toe die susters begin praat. Toe is daar 'n halfuur stilte in die hemel. Omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan. En daar is aan hulle 7 trompette gegee. 'n Ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee, om dit saam met die gebede
van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe die engel die wierookbak geneem en met die vuur van die altaar volgens volgemaak en dit op die aarde uitgegooi. Daar het donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. Die 7 engele met die 7 trompette het hulle toe gereed gemaak om daarop te blaas. Die eerste engel het op sy trompet geblaas. Hoor jy nou gaan jy hoor, elke keer as daar 'n trompet blaas, dan gebeur daar iets op aarde. Elke keer as 'n trompet blaas, dan begin God met die oordeel. Die eerste engel het op sy trompet geblaas. Daar het haal en vuur gekom, met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. 'n derde van die aarde is verbrand. 'n derde van die bome is verbrand. En al die groen gras is verbrand. Die tweede engel, skoning, het toe op sy trompet geblaas. Iets soos 'n groot berg wat brand, is in die see gegooi. 'n derde van die see het bloed geword. 'n derde van alles wat in die see lewe, het dood gegaan. En 'n derde van die skepe het vergaan. Toe het die derde engel op sy trompet geblaas. 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het van die hemel afgeval. Hy het op 'n derde van die riviere en op die waterbronne geval. Die ster se naam is Bitterals. 'n derde van die water het bitter geword. Oor besoedel. En baie mense het van die water dood gegaan, omdat dit besmet was. 'n vierde engel het toe op sy trompet geblaas. 'n derde van die son en 'n derde van die maan en 'n derde van die sterre is getref. Met ander woorde, hulle kon nie nou rustig werk nie, dag of nag nie. Sodat 'n derde van hulle donker geword het. 'n derde deel van die dag het nie lig gehad nie. Dis nou die arbeidsverhoudinge. Derde deel van die dag het nie lig gehad nie. En die nag ook nie. Toe het ek 'n arend hoog in die lug sien vlieg. En ek het hom met 'n harde stem hoor skreeu: Wee die bewoners van die aarde, wanneer die ander 3 engele op hulle trompette gaan blaas. Die lam sal in hierdie tyd waarin ons nou leef, terwyl die trompette blaas, sal die wêreld deur 'n lam geregeer word. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra, en deur sy wonde is ons genees. Terwyl hierdie wêreld deur 'n lam geregeer word, nie deur groot magte nie deur die magtiges nie, maar deur 'n lam. Blaas die trompette. 4 trompette simboliseer 4 goed wat op die aarde nou gebeur. Gaan gebeur, maar ook reeds gebeur. Die eerste trompet, as hy blaas, begin kos onbetaalbaar duur raak.
voedselinflasie. Kos raak duurder en skaarser. En dan regeer die lam en sê die lam vir sy kinders, bid julle vir julle daaglikse brood. Ek sal vir julle elke dag 'n stukkie brood gee. En as die tweede trompet blaas, dan kom die skepe op die oseane tot stilstaan. En daardie tyd was daar nog nie lugvaart nie. Die internasionale handel het deur middel van skeepvaart plaasgevind. Een land met die ander land, oop handelsbetrekkinge met skepe, toegang tot lande. Lande wat oop is en mekaar se produkte kan uitruil. Internasionale handel. Lankloofvrugte wat in Europa verkoop word. Tweede trompet gaan skeeps- en lugvaart en handelsbetrekkinge tussen lande besoedel. Daar gaan woelinge kom en handelsbetrekkinge, internasionale handelsbetrekkinge gaan geskut word. Julle kinders van die Here, wees getroos. Die lam gaan julle regeer. Die lam gaan julle herder wees. En as die derde trompet blaas, val daar uit die hemel ruim goed in die water. Dan word water minder. En water word besoedel. En mense word siek as gevolg van besoedelde water. En wanneer julle sien hoe die water vuiler word en minder word, wees verseker. Die lam sal julle lei na groen weivelde. Hy sal julle bring by waters waar daar vrede is. Hy sal julle bring by die vars water, want die lam is self die fontein van die lewe. Julle dors sal geles word, soos daardie vrou by die put van Sigar, en wie van hierdie water gedrink het, sal nooit weer dors kry tot in ewigheid nie. As julle sien hoe die water vuiler word en minder word, en bruiner word in die krane, weet dit, ek is die bron van skoon water. En dan die derde een, na die water, kom die krag en elektrisiteit, en die arbeidsbetrekkinge in die fabrieke. Weet dit, wanneer 'n derde van die dag se arbeid tot stilstand kom, of 'n derde van die week, of 'n derde van die maand, en as julle sukkel om behoorlik die werksdae volgemaak te kry, om die produksielyn in stand te hou, wanneer julle op die arbeidsterrein sien, julle sukkel nou om hierdie arbeidsverhoudinge goed reg te kry, die dae raak korter, die dae kan nie gedoen, die dae kan net nie volgemaak word, en julle sukkel dag en nag, as dit nie krag is nie, elektrisiteit nie, is dit arbeidsverhoudinge. En as ons die goed sien, kinders van die Here, weet dit, daar's 'n lam op die troon, en die lam regeer. In hierdie dae sê die woord, hy wat op die troon sit, sal by julle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie brand nie.
en 'n hittegloed ook nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees. En hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. En God sal al die trane van hulle oë afdroog. Kom sit vanmôre aan. Kom sit vanmôre, liewe kind van die Here, word net stil. Ontspan. Jy het niks om te vrees nie. Die lam is jou herder. Hy wil jou voed met wyn en brood. Hy wil jou laat drink uit die fontein van die lewende water. Hy wil jou siel verkoop. Hy wil jou lei na groen weivelde, hy wil jou bring by waters waar daar rus is. Kom rus vanmôre aan sy voete. By die kruis, by die troon, en word versterk. Liewe kind van die Here, daar's 'n lam op die troon, wat geslag is vir jou sonde. Die lam op die troon is jou herder. En die lam op die troon wil jou nou seën. God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. En God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos en jou in sy waarheid lei.